Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Dis opstandingsweek. Ons kyk na al die skrifte rondom die opstanding, maar ons loop nog soontoe, want daar was die kruisiging, dan was Jesus in die graf gesit en dan was daar die wagdag voor die opstanding. So ons is nog besig met daai proses. Vandag se skrif Lukas 23 vers 55 sê: die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het Josef, dis nou Josef van Arimatea, gevolg en die rotsgraf gesien, as ook hoe sy liggaam daaraan neergelê word. Daarna het hulle teruggegaan huis toe om die aromatiese olie en speserye te gaan voorberei. Op die Sabbat het hulle gerus volgens die gebod in die wet. Nou, vandag, ek het dit elke oggend gesê, die vorige paar oggende, die Jode het die reëls gebreek, hulle het op die Sabbat gegaan, Pilatus toe, en die graf gaan laat verseël en soldate gevra en werk gedoen. Jesus se disippels het gerus. Nou, eintlik was hulle, ek wil sê, hulle was in chaos. Hulle was eintlik verslaan. Hulle het nie in geloof gerus nie. Stem jy saam met my? Ek bedoel, alles wat ons in die Bybel raak lees, was Petrus en Johannes nie, kom aan manne, byt vas, hy gaan opstaan vir 3 dae. Die vroue was nie, moenie so huil nie, moenie so sad wees nie, hy gaan opstaan. Nee. Hierdie rus is dalk meer, hulle was platgeslaan. Hulle was uit die veld geslaan. Al die woorde, né? Hierdie rus is nie geloofsrus nie. Hierdie is nie wag met hoop rus nie. Hierdie was moedelose rus. Maar ek en jy, ons ken nou hierdie verhaal. En eintlik is dit vir my en jou 'n voorbeeld van hoe ek en jy moet wag. Ons moet nie platgeslaan wag nie. En ek weet, baie keer kan jy dit nie help nie. Baie keer is die lewe net so hard. Maar ek en jy moet wag met hoop. Ons kan regtig rus op die stildag. Ons kan regtig rus en wag vir 'n belofte om waar te word. Nou, ek sê die woordjie oor en oor, wag. Wat is die moeilikste ding vir jou om te doen? Okay, ja, ek kan nie projekteer nie. Wat vir my die moeilikste ding om te doen? Wag. Ek haat wag. Nee, ons almal, nee. Ek haat dit. Maar hier's iets. Ek en jy moet leer dat God se woord sal waar word. En ons kan rus in ons wag. Ons kan met geloof wag. Ons kan met geloof rus. Ons kan met hoop rus dat God sal doen wat hy gesê het. Ek dink die enigste een wat gerus het, die fariseërs, skrifgeleerdes was in chaos, Rome was in chaos, Pilatus was in chaos, die disippels was verslaan en platgeslaan. Ek dink die enigste een wat gerus het, was Jesus. Ek kry weer die prentjie van hy lê op die boot en slaap en daar's 'n storm aan die gang. Ek dink Jesus was die enigste een wat op die Sabbatdag gerus het. Die Bybel sê hy het in die doderyk gepreek en die verlossing verkondig van wat sy Vader gedoen het. Maar ek dink hy was die enigste een wat in geloof geweet het. My Vader gaan my opwek. Mens, kom ek en jy leer dit. Kom ons rus met geloof. Kom ons wag met hoop op die beloftes van die Here. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, wag is so moeilik. Om daar in die donker graf te wees, om te wag op hierdie Sabbatdag tussen die kruisiging en die opstanding. Hoe moeilik moet dit wees? Die fariseërs gaan oor, hulle rus nie, hulle begin werk en wil die graf toemaak en sit wagte en het vergaderings. Here, ek bid vandag dat U in my hart 'n stilte, 'n rustigheid, 'n geloof, 'n hoop, 'n vertroue sal bring wat sê, God's got this. God is in beheer. Hy hou alles in sy hand. Daar sal nie 'n voeltjie op die grond val en hy weet nie daarvan nie. My Vader is in beheer. Ek kan rus en weet, God het dit. God het my kinders. God het my lewe. God het my toekoms. God's got this. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.